Welkom saam met my Veronielde de Tooy in die program van Aangesig tot Aangesig. Dis 'n wonderlike voorreg om weer eens te kan saam kuier rondom die woord van God. Ons lees uit 1 Petrus hoofstuk 1 vanaf vers 3. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na ons groote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode, sodat ons 'n onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis kan verkry, wat in die hemel bewaar is vir ons, wat in die krag van God bewaar word deur die geloof, wat die saligheid wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd. Vers 6. Daarin verheug julle heel, al word julle nou, as dit nodig is, 'n kort tydjie bedroef, onder allerhande beproewinge, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud, wat vergaan maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus. Vers 8. Vir wie julle al het julle hom nie gesien nie, tog lief het, in wie julle al sien julle hom nou nie, tog glo en julle verbly met 'n onuitspreeklike heerlike blydskap en die einddoel van julle geloof, die saligheid vir julle siel verkry. Petrus begin sy brief met 'n loflied oor God se grootheid, sy verlossingskrag en sy liefde. Toe Jesus opstaan uit die dode, oorwin hy die dood ten volle. En die gevolg daarvan is dat ons 'n lewende hoop het, dat ons sal kry wat God beloof het. God is 'n waarmaker van sy woord. Hy is nie 'n mens dat hy terugdraai op sy woord en sou lieg nie. Wanneer ek en jy Christus aanneem as ons God en as ons koning, het elke kind van God reeds die ewige lewe as 'n geskenk ontvang, en niemand kan hierdie geskenk ooit weer van hom af wegneem nie, behalwe as ek en jy dan draai teen God, kan ons hierdie geskenk verloor. Ek en jy word 'n woning by God aangebied, wat ook niemand van ons kan wegneem as ons bly rein leef soos wat hy ons voorskryf in die Bybel nie. En hierdie vooruitsigte van 'n hemel se heerlikheid wat eendag op jou wag, noem Petrus dan 'n lewende hoop. Dit is gegrond op God se vaste belofte, wat hy reeds vir ons in veilige bewaring hou, dit wat hy reeds vir ons beloof het, dit wat hy reeds vir ons gegee het, dit wat hy reeds aan ons begin openbaar. Elke kind van God weet dus seker dat sy lewe veilig in God se hande is. As jy bly jou verkeerde dade bely, en jy bly leef in oorvloed volgens dit wat hy van ons verwag, is daar geen twyfel dat jy 'n blye weersien sal hê nie. Om verhouding te hê met God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees is reeds nou vir ons moontlik, soos ook eendag wanneer ons by hom inwoon. As jy in Christus glo, het jy deel aan sy dood en opstanding. Dan deel jy ook in die lewende hoop waarvan Petrus skryf, wat ook al hier op aarde met jou mag gebeur. En nie een van God se kinders sal ooit swaar kry, vryspring nie. Ons weet soms, ons vra baie keer die vraag, maar hoekom kry ek so swaar, hoekom is dit so moeilik? Jou karakter moet gevorm word om meer te word soos Jesus,
om meer te kan verstaan van sy grootheid en sy goedheid. Hoe gaan jy ooit weet dat hy 'n God is wat 'n waarmaker van sy woord is, as jy nie nodig het om op hom te vertrou vir iets nie? Wanneer jou geloof sterk gegroei het, en jy weet dat jy weet, hy het 'n vorige keer vir jou deurgekom, kan niks en niemand jou van die ewige saligheid beroof nie. Dis joune vir altyd. Jy het jou lewe vir hom gegee. Daar's niks wat dit weer kan wegvat nie. Jy leef voluit vir hom. Dit maak nie saak hoe swaar jy kry nie. Jy kan verseker weet dat God jou op aarde veilig sal bewaar en dat hy ook jou ewige erfenis in veiligheid bewaar. Niks gaan dit kan steel nie. Dis nie soos hier waar daar een of ander tyd 'n inbraak gaan wees en dis weg nie. Dis by hom vas en vir ewig. As jy getrou bly tot aan die einde, sal jy ontvang wat God jou beloof. Hebreërs 11:1, as ek dit vry vertaal sê, geloof is 'n vaste vertroue op dit wat ek hoop, maar nie kan sien nie. En ek en jy moet dit begin vasmaak in ons gees, dat geloof is 'n vaste vertroue op dit wat ek en jy hoop, maar nie kan sien nie. Wat beteken dit? Ons weet die Here gaan vir ons deurkom, en ons weet hy's 'n waarmaker van sy woord, en dit sal so wees, want in sy Bybel het hy dit opgeteken, gelaat deur die Heilige Gees, sodat ek en jy tot die volle waarheid kan kom. So as ek en jy dan weet, geloof is 'n vaste vertroue, hoekom twyfel jy dan nog of alles in plek gaan wees? Ek sê nie, gaan vang 'n klomp stupid goed aan en maak stupid besluite, en nou verwag jy die Here met jou daardeur trek en jou deur dit te haal en jy gaan okay wees nie. Ek sê, jy volg die pad van die Here en jy weet dat jy wandel in die lig en jy wandel in die woord van God. Hy sal jou deurtrek, want jy het hom jou koning en meester en heerser en Heer gemaak. Jy buig voor geen ander God as hy nie, dan is daar geen ander manier as dat hy vir jou gaan deurkom nie. Geloof is 'n vaste vertroue dan op wat jy hoop, maar nie kan sien nie. Sou ek en jy kies om nie te glo in hom en te glo in sy vermoë en te glo in sy woord nie, maak ek en jy self die deur van wanhoop op ons oop. En dan moet ek en jy weet, dis ons eie verantwoordelikheid dat die goed nie in plek skuif nie en dat die goed nie deurkom nie. Geloof is 'n vaste vertroue en God vra van my en jou om in hom te glo en hom te aanbid en hom te vertrou en nie ons eie wil te soek en ons eie planne te maak nie. Hy vra gehoorsaamheid van my en jou, dat ek en jy sal gehoorsaam wees aan sy opdragte wat hy gee, in die lewende verhouding as ook in die Bybel. Dalk het jy nodig om vandag weer die saak vas te maak in jou hart. Wie is jou God? Wat beteken dit om hom as God te hê? En wat word van jou verwag? Want jy kan nie maar 'n vuil lewe leef en dink alles is okay en alles behoort aan jou en jy is op jou pad hemel toe nie. Hy sê baie uitdruklik, dra die vrugte wat by die bekering pas. Dis 'n opdrag. Dis nie 'n voorstelletjie as jy so voel nie. Dis 'n opdrag. Dra die vrugte dan wat by die bekering pas. Hardloop jou wedloop tot jy die wenpaal bereik. Moenie 10 tree voor die wenpaal begin afslek en omdraai in jou eie rigting hardloop en dink jy het gewen nie. Hou voluit aan om te wen vir God. Waak dan en bid dat jy nie in versoeking kom nie. Hou aan bid, maak dit 'n daaglikse gebruik, maak dit 'n daaglikse deel van jou roetine, waarin jy God se aangesig soek, voor jy jou dag begin, en wanneer jy jou dag afsluit, en in die middel van jou dag, want hy's die beste raadgewer in elke area van jou lewe.
Sonder hom gaan jy foute maak. Sonder hom gaan jy in die verkeerde dinge beland. Sonder hom gaan jy begeer dit wat nie aanneemlik is vir God nie. Hou op kla, hou op kerm, staan op en maak jou geloof vas in God. God droom oor ons drome van voorspoed en nie van teëspoed nie. Hy het die doel dat ek en jy vooruit moet gaan, dat dit met ons goed sal gaan. Hoekom bly ons dan glo dat hy deure toemaak en dat hy ons keer en dat hy ons straf? Ja, hy sal seker ons probeer op die regte pad bring. En ja, dit mag dalk voel of ons gestraf word, maar wanneer ek en jy ons bekeer van ons verkeerde weë en ons terugdraai na sy heilige weë, sal ons vooruitgaan en sal ons die ewige lewe beerwe saam met hom, sal ons saam met hom wandel en deurbreek na glorie en heerlike plekke. Dalk het iemand vir jou vergeet om te sê, wandel in die lig, die heerlike lig van God. Wanneer hy sy lig op jou lewe skyn, wys jou sonde baie helder uit. Daar's net een manier om daarvan ontslae te raak, en dis om voor die Here te kom en te sê, ek is jammer, vergewe my. Soos Psalm 103 dan sê, daarvan vers 12 af, verwyder hy dit so ver as die ooste van die weste, en dink nie weer daaraan nie, gedagtig dat ek en jy vlees is, en hy weet ons is sondig van natuur. Maar ek en jy kan nie die ewige lewe beerf, sonder dat ons repent, ons sonde bely voor die Here, en ons weë in lyn bring, en tot bekering kom, en in hom begin reg lewe nie. Dra dan die vrugte, wat by die bekering pas. Lees jou Bybel, sodat jy weet hoe jou gees in lyn kan kom met die woord van God, en met die waarheid, en dat die waarheid ons sal vry maak. Moenie bang wees vir God se lig nie. Wandel in sy lig, waar hy sy vergrootglas op jou kan hou, en jou lewe onberisplik voor hom sal wees. Ek kan jou waarborg, selfs al streef jy na onberisplikheid, sal daar nog tye wees, wat jy klein goedjies verkeerd doen, maar die oomblik wat jy dit bely, is dit uitgewis, en dink ons kosbare genadige Vader nie weer daaraan nie. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ek wil U dankie sê vir die lewende hoop. Dankie dat ek deel mag hê aan Jesus se dood en opstanding. Daardie verskriklike prys wat hy betaal het, was ook vir my en elke luisteraar. En dat ek seker mag wees dat U my ewige erfenis in bewaring sal hou, en my lewe in die holte van die hand, en omdat ek kies om U te volg, en omdat ek U aangeneem het, en U my gewas het met U bloed, weet ek is ek vrygekoop, sodat ek ook die hiernamaals mag beerwe. Help my om tot aan die einde getrou aan U te bly. Help my om te lewe in die lig en toe te laat dat die korreksie oor my lewe bring, sodat ek skoner en witter as sneeu kan wees, dat U my kan ontvang as 'n rein bruid. Dankie vir die liefde, dankie vir die oormaat wat altyd daar is vir my. Dankie dat ek in verhouding met U mag staan en weet my toekoms is in U verseker. Heilige Vader, dankie, my toekoms is in U verseker. Amen.